so lekker dat julle vandag weer vir my kom kuier het. Ek het geweet julle gaan terugkom. Nou vir die maats wat vir die eerste keer vandag kuier, ek is Juffrou Peggy en ek hou daarvan om vir julle allerhande belangrike goeders te leer. Welkom hier in my klaskamer. Nou vandag weet ek baie van julle is hier omdat julle lekker nuuskierig is. Julle het dalk verby my klas geloop en gesien dat ek 'n baie interessante boks het wat op my tafel staan. Ek weet dit is hoekom julle hier vandag is. Nou in hierdie boks is baie interessante goed. Wil julle weet wat is in dit? Ag, okay, as julle so aanhou sal ek vir julle sê wat in hierdie wonderlike boks op my tafel is. Nou in hierdie boks is daar 2 goeders. Nie net een nie. Daar is 2 goeders waaroor ons vandag 'n bietjie gaan gesels. Die eerste een wat hier binne is 'n rooi stopteken. Julle almal ken seker hierdie teken, want as mens hom sien, dan sê dit vir jou dat jy moet stop met wat jy besig is. Die tweede ding wat in hierdie boks is vandag is 'n julle seker julle wil sien. Ag, okay dan. Is 'n groen gaan-teken in Afrikaans, maar meeste van die tyd sê dit go. En as ons hierdie teken sien, dan weet ons kan maar vinnig beweeg en vorentoe gaan. Weet julle wat? Nou dat ek hierdie teken sien, dink ek aan 'n speletjie wat my klasmaats baie keer saam speel. Ons noem dit sommer die gaan stop speletjie. Want in hierdie speletjie, wanneer jy die groen sien, dan mag jy hardloop so vinnig as wat jy kan. Maar as hulle die rooi een flits, dan moet jy vries net daar waar jy is. As jou hand so in die lug is, dan moet jy so vries. Of as jou voet so in die lug is, dan moet jy ook so vries. Jy mag nie omval nie, jy moet dood stil gaan staan, totdat hulle weer sê, dit is die groen een, jy kan maar gaan, en dan moet jy hardloop weer so vinnig as wat jy kan, totdat jy by die wenstreep gaan kom. Nou vir die van julle wat nie hierdie speletjie ken nie, gaan ek 'n paar van my klasmaats vra om gou-gou vir julle te wys hoe mens dit kan speel. Maats, dis darem maar lekker om speletjies te speel. En so as julle hierdie speletjie geken het voorheen nie, wel, dan het julle nou 'n nuwe speletjie geleer wat julle hierdie vakansie kan speel saam met julle maats, nê? Nee. Dis darem maar lekker. Het julle gesien hoe lekker die kinders gelag toe hulle so vinnig gehardloop het? Hulle het so breed geglimlag. En van hulle het dit baie geniet as hulle moes gevries het en moes gestop het. Maar daar was party van die kinders wat glad nie daarvan gehou het wanneer hulle gestop geword het nie. En vandag gaan ek vir julle 'n storie vertel waar die mense wou gaan het om iets te gaan doen wat hulle baie graag wou doen en waar hulle gestop was, waar hulle dalk soos daai maatjies was wat nie gehou het daarvan om gestop te word nie. Nou het so iets al ooit met julle gebeur dat julle so graag iets wou doen en julle wou so vinnig as moontlik gaan het om hierdie ding te doen en net voordat julle daar uitkom, het iemand vir julle gesê stop. Julle mag dit nie doen nie. Nou dis wat vandag met hierdie mense in ons storie gebeur het. Nou hierdie storie gaan oor Jesus. Julle onthou mos daai Jesus waarvan ek julle al geleer het. Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Nee, daai Jesus wat dood gegaan het vir ons sondes, wat die straf gevat het wat eintlik aan ons behoort en wat ons heeltemal vergewe het. Nou ons gaan vandag hoor van daai Jesus. Toe hy hier op aarde geleef het en tussen die mense geloop het en wonderwerke gedoen het. Nou ons weet mos Jesus het baie belangrike goeders gedoen. En die mense van daai tyd het ook gehoor dat Jesus sulke belangrike goed gedoen het. So as hulle gehoor het dat Jesus na hulle dorp toe gaan kom, dan het hulle almal hard probeer
om nader te gaan sodat hulle of vir Jesus kon gesien het, of kon gehoor het as hy vir hulle stories vertel, of dinge geleer het, of party mense wat siek was, wou gehad het dat hy hulle gesond moes maak, of man, hulle wou net sommer tyd saam met Jesus spandeer. Jesus was 'n baie belangrike mens gewees vir hulle, en hulle wou hom baie, baie graag ontmoet het. Nou, in hierdie storie, op 'n dag, het Jesus na 'n dorp toe gegaan. En soos altyd het die mense van oral gekom om tyd saam met hom te spandeer en hom te luister. Maar die dag het die mammas en die pappas wat in daai dorp gebly het, besluit dat hulle kinders wil vat na Jesus toe, dat hy aan hulle kan vat en dat hy hulle kan seën. Die disippels het hulle dopgehou. En weet julle wat? Die disippels het gesien wat die mammas en die pappas se plan was, en toe hulle vinnig op pad was om nader en nader aan Jesus te kom met hulle kindertjies. En weet julle wat het daai disippels vir die families gesê? Hy het vir hulle gesê, stop, julle mag nie dit doen nie. Jesus is baie belangrik en hy het nie tyd om saam met die kinders te spandeer nie. Ek wonder wat het Jesus daarvan gedink? Dink julle Jesus het daarvan gehou? Hy het glad nie daarvan gehou nie. Hy het vir die disippels gesê, nee man, wat maak julle? Die kindertjies en almal moet na my toe kan kom. Hulle is almal verskriklik belangrik vir my, moenie hulle wegstuur nie. Hy het ook vir hulle gesê, dat mense, groot mense, so eintlik soos kinders moet word, wanneer dit kom by Jesus groot maak en sy naam loof en prys met hulle lewens. Dat ons eintlik soos kindertjies moet word, as ons eendag in die koninkryk van God wil ingaan. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken dat groot mense soos kinders moet glo, en partykeer hoef kinders nie eens iets te sien nie, maar hulle weet dit is regtig erg en hulle glo daarin. En dan as kinders Jesus loop en prys, dan spring hulle baie keer op en af, en hulle dans, en hulle swaai hulle arms, en man, hulle geniet dit so om Jesus groot te maak. En dit is hoe groot mense ook moet word. Ja, hulle moet met al hulle energie, met alles wat Jesus vir hulle gegee het, moet hulle God loof en prys. So Jesus het toe mos gesê, dat groot mense soos kindertjies wil word, as hulle die koninkryk van God wil binnegaan. Maar weet julle wat het hy bedoel ook deur dit te sê? Hy het bedoel dat almal vir Jesus belangrik is, nie net die groot mense nie. Of jy nou klein is, of 'n babietjie is, of jy nou 'n groot mens is, dit het nie saak gemaak vir Jesus nie, want almal was vir Jesus ewe belangrik gewees. So hy wou nie gehad het, dat hulle moes gestop word en weggehou word van hom nie. Hy het vir hulle gesê, gaan, kom na my toe, so vinnig soos wat julle kan, en kom geniet die tyd, wat julle saam met my spandeer. Dis wat Jesus nog steeds vandag, vir ons, van ons klein maatjies, tot ons groot mense, wil hê. Nou, moenie weggaan nie, ons gaan gou-gou vandag so onthou versie saam deurgaan en dan gaan ons lekker saam sing. Hallo maats, welkom terug by vandag se onthou versie. Nou, ons gaan uit die Bybel uitlees uit Markus 10 vers 15. Jep, uit Markus 10 vers 15. En die versie sê vir ons, wie nie God se koninkryk soos 'n kind ontvang nie, sal nie daar kan ingaan nie. Markus 10 vers 15. Wie nie God se koninkryk soos 'n kind ontvang nie, sal nie daar kan ingaan nie. Nou, ek hoop julle onthou dit maats, dat julle altyd julle kinderlike geloof sal hou en sal weet dat Jesus regtig egtig is en dat ons belangrik is vir hom. Kom ons maak ons oë toe en as ons klaar gebid het, moenie weggaan nie, want dan gaan ons lekker sing en dans. Here Jesus, baie dankie dat U so goed is vir ons en so lief is vir ons en vandag vir ons laat weet het dat ons belangrik is vir U. Help ons, Here Jesus, om ook te lewe op so 'n manier dat ons lewens verander sal wys dat U ook baie belangrik vir ons is. Help ons om U trots te maak, om U hart bly te maak met alles wat ons doen en Here Jesus, om altyd ons geloof in U te hou en dat dit net sterker en sterker sal word. Help ons asseblief, Here Jesus, om elke dag U trots te maak. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Nou kom ons sing en dans lekker saam. Tata!
will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait